Goeiemôre hier op die Sondagmôre. By my is dit 20 grade Celsius, 54% humiditeit en 2 km/h wind. So lekker winterdag in die Laagveld. Het gespring, het wakker geword by so 9 grade, maar is nou al by 20. Dis een ding van die Laagveld, as die son uitkom, dan klim hy. Maar nou ja, sê môre vir al julle mense, wat gaan ons nou sê? Ek kyk en luister maar van die nuus goed. Een ding wat ons nou maar moet vrede mee maak, hoor. Hierdie land is vrot verby. Die goed wat in charge is die fokweet. Hulle sou in die aanpassingsklasse gewees het in my jare. Maar dis die goed wat die land moet bestuur. Hulle is fucking useless verby. En die feit van die saak bly, ons is te min om enigstens daarin iets te verander. Jy weet, dis soos om op 'n fucking trein te wees. Jy moet maar die ride vat, hoor, want die fok weet, jy het niks te sê oor waar die trein heen gaan nie. Hy gaan. Hierdie ene van ons dink ek gaan crash, like fucking crazy. Wat die uiteinde na die crash gaan wees, gaan baie afhang van elke groepie mense. Ek begin 'n idee kry, die einde van Suid-Afrika gaan nou wees soos daar in die oertyd, klomp kolletjies, tribes by mekaar, en that's it. Die ding wat vir my, en ek sal dit vanaand hanteer in die ding, maar die ding wat vir my fucking rattle oor, is hoe oop en bloot en in ons gesigte pure evil. Hulle het die front en center stage van die lewe gekry. Die gewone mense wil nie verstaan dat die enigste oplossing is rol die guillotines uit nie. Hulle wil dit nie verstaan nie. Want daai gedagte, daai brutaliteit is net te erg. Mense se koppe wil dit nie verwerk nie. Maar intussen moet ons verstaan dat 'n groot hoeveelheid van die mense waarmee jy en ek elke dag te doen het, hulle fucking koppe werk nie meer lekker nie. Oor die jare is hulle mooi geprogram en vergiftig tot op 'n plek waar die beginsel van vrye wil is 'n fucking onduidelike beginsel. Ons weet nie meer mooi lekker wat is vrye wil nie. Jy dink dis jou wil, intussen is dit wat jy fucking geprogram is om te doen. So dit is 'n fok-op, hoor, to say dit mildly, dis 'n fok-op. Ek meen, hierdie ANC topkaders is by korrup fucking verby, man. Korrupsie is actually 'n pleintjie vir hulle. Hulle is fucking vrot. Dis net 'n gesteel like fucking hell. Hier in Mbombela, daar was nou 'n artikels gewees oor in Mbombela munisipaliteit, en Kodongwana het 'n backfall en fucking almal het 'n backfall. Die vrou wat die main gitaar slaan in die finansiële afdeling, sy maak nou die einde van hierdie maand klaar. Sy het net gesê, that's it. Sy kan nie in daai korrupte gemors meer verder leef nie. Sy trek nou ergens haar in Noord-Kaap na 'n klein dorpie toe fiets. Sy is net besluit, fok dit. So, Mbombela gaan in die stort. Die vraag wat almal vir onsself moet vra is, as hierdie hele kakspel in mekaar gebliksem het, wat gaan ons maak? Want dat hy in mekaar gaan donder is waar. Ek het 'n vermoede tussen Amerika, Rusland en China gaan hulle Suid-Afrika aas. Suid-Afrika gaan gegryp word. Daai drie magte. Hulle gaan, en dan hier in die agterkant die fucking Pakistanis en hy goed ook nog by, jy weet, en Somalis en Congolese en Nigeriërs en ek sit met informasie wat mense op my gestuur het oor wat gaan aan
in die kinderhandel en kinderorgaanhandel en in die adrenokroom ding en so. Die gemiddelde ouens, julle wat vir my sit en luister, ons verstaan nie. Daar is organisasies wat van opinie is, hier word 80 kinders 'n dag gegryp in Suid-Afrika. En hulle word gegryp vir 3 goed basies. Orgaanhandel, adrenokroom en pedofiele netwerke. And that's it. En die persoon wat vir my die info gee, sê vir my, dat as 'n kind gegryp word vir die pedofiel netwerke, is dit minder as 24 uur, dan daai kind uit die land uit weg. Jy sal hom nooit weer sien nie. Dan daai kind weg. 24 hours en sy gone. Maar nou ja, wil nie oor dit praat nie. Kaptein sê is reg. Maak vas, ons gaan ry. Dis ons Sondag kaptein, julle ken haar. Sy noem haar sommer Sonja. Maar sy is agter die stokke en sy sê dat julle vasvat, ons gaan vlieg. En sy het haar crew, hier julle ken haar, hier is haar crew. And that's it. Daai girl, captain vat nie stories nie. En julle kan sien agter mekaar crew wat sy het. So, luister maar vir die girls. Die laaste deel van hulle opleiding is 'n maand kursus saam met die Spesnats hou en so, julle moet maar versigtig wees, moet nie vatterig raak nie, want dit kan nou pynlik word as jy dit nou doen, hoor. En ons het vanoggend, dus Sondagoggend, is koffie. Ek gaan nou nie sê, moenie die girls pols vir 'n bietjie versterkwater in die koffie nie, maar moet dit liewers nie doen nie. Saterdag kan julle maar daai kaas vat, maar nie Sondag nie, hoor. En dan, dis wat op die menu is. Ek het mooi gedink oor dit en so, maar môre voel ek net so 'n varkerig, jy weet. So ons gaan maar vir lekker goetertjies. Daar is 'n klomp lekker goetertjies. En hier is 'n variasie op die tema. Iets vir alles. Jy gaan nie op hierdie flight sit vanoggend en sê jy het niks gehad om te. Daar was nou net niks. Daar was nou niks wat ek wou eet nie. As jy by daai plek kom, dan gaan jy nou moeilikheid kry, hoor. Want dan is jy nie reg nie. In elk geval. So, dit is ons storie. Soos julle sien in die headline, het ek nou gesê, o my hel, ek is oor 40, wat nou? Dit is 'n groot probleem, net so oom. Okay. Nee, daar gaan die deur nou oordendelik toe. Jy weet, dis mos maar die storie. Maar in elk geval, dit is 'n groot probleem daai, met mans. Veral mans, ja, ek glo vrouens ook, maar ek is nie 'n vrou nie, so ek weet nie hoe dink vrouens nie. Maar in my lewe het ek baie gesien. Manne slaat 40, en as hulle 40 gestryk het, dan haak hulle koppe uit. For some fucking reason haak hulle koppe uit, hoor. Hulle raak die klits kwyt. Nou, ek gaan vir julle vandag 'n storie lees wat ek geskryf het way back in 2004 of something like that. Ek sal nou kyk wat die datum is. Maar het ek 'n storie geskryf oor hierdie ding van 40 en ek het dit die oggend geskryf omdat ek was daai tyd het ek 'n groot warm kanaal gehad vir bikers, bike in jou taal. En toe's daar nou 'n man daar wat hierdie 40 krisis fucking beleef en toe op die tradisionele manier hanteer. En toe skryf ek die storie. Nou ek gaan die storie nou vanoggend met julle deel. Jy moet mooi luister en kry daar uit wat jy waarde vind. Ek is seker daar is mense wat daar uit waarde kan vind. Meer belangrik is, julle sal heel waarskynlik mense ken wat by hierdie plek is. Woensdag 10 Maart 2014. O hel, 40 en oor. Vanoggend sit ek hier en kyk uit oor my tuin. Dis 'n lekker wintersdag in die Laagveld en my gedagtes dwaal terug na my vriend. Noem hom maar Pieter. Ek en Pieter het 'n lang verhouding gehad en hy was my kamermaat van standaard 8 tot eerste jaar op universiteit. Pieter was 'n stil en stemmige, ernstige kerel met sulke swart krulle en donkerbruin oë. Hy was nou nie juis 'n haan onder die henne nie, maar hy het daarom so dan en wan 'n meisie gehad. Ek en hy was vir 5 jaar soos Dawid en Jonathan en het lang ure op die Hoëveld perd gery, skape opgepas op sy pa se plaas naby Volksrus. In die herfs was dit altyd 'n hoogtepunt om vroegoggend die perde op te saal en dan na een van die ou mirasies op een van hulle plase te ry
Daar was 'n meneer van 'n Turksvy-laning en niks kom daarom by so yskoue vars Turksvy nie. Die winter ryp ys die vrugte en dit is heerlik om die vruggies met jou halfgeklemde vingers uit die doringerige vel uit te stroop en in jou kies te druk, stroopsoet en yskoud. Ons het ook baie nagte by die skape geslaap en as dit lammertyd is en honderde ure om kampvure gedeel. Pieter was soos 'n bloedbroer vir my. Toe in 1973 skei ons paadjies. Pieter het opgeskop en is terug na sy tuisland toe om 'n lewe te maak. Vir baie jare het ek hom nie gesien nie en dit was voor e-pos en selfone ons kontak het vervaag tot bykans niks. Maar al hierdie tyd was Pieter baie in my gedagtes. In die middel 80s loop ek toevallig in Pieter vas op Dundee. Hy het by 'n meubelgroep 'n groot pos gehad en was besig om saam met my broer Ek was besig om saam met my broer 'n groothandelnetwerk in Natal op te bou. Een ding het gelei tot die ander en nie lank nie of Pieter sluit by ons aan en bestuur die een tak op Dundee. Nou moet ek net verduidelik. Pieter het getrou toe ek hom ontmoet het. Toe ek hom ontmoet het die man 'n kar vol kindertjies gehad. Ergens langs die pad het ek en Pieter mekaar ontgroei en alhoewel ek sterk probeer het om die ou magic terug in ons verhouding te sit, kon dit net nie gebeur nie. Ek en sy vrou kon mekaar glad nie verdra nie en ek kon glad nie verstaan hoe Pieter met die girl opgeëindig het nie. Maar hy praat nou baie en dit het nog niks met 40 te doen nie. Nee, hy het nie 40 kinders gehad nie. Teen die einde van die 80 stort die mynbedryf in Duie in Noord-Natal en daarmee saam vergaan my en my broer se eenspolissende besigheid. Pieter is terug meubelhandel toe en ek is weg Laagveld toe om 'n nuwe lewe te begin. Op 'n goeie dag ry ek deur Pieter Tief en stop vir 'n versnappering en so waar is wragtig loop ek aan Pieter vas. Hy lyk sommer op en wakker en ek vra hom uit. Eers so bietjie skugter, maar later met meer vuur begin hy my vertel. Sy huwelik was 'n shotgun en daarna het die een kind op die ander gevolg en voor hy mooi geweet het, het hy 'n handvol kinders en is vasgevang in 'n huwelik wat hom uitgemergel het. Hy het egter soos 'n goeie boerseun betaam sy pligte nagekom en net bestaan. Genadiglik het hy die kinderkrantjie toegedraai en soos ons daar sit en praat was die jongste al 'n matriek. My maat, op 'n oggend toe staan ek en skeer en in die agtergrond gonsige kerm en gekla oop en voor my lê 'n lang harde dag. Opeens soos 'n donderslag toe tref dit my. Dis my lewe en dis hoe dit gaan wees vir die res van my lewe. Groot verskil is, ek het skielik besef dat die res van my lewe nie meer een of ander ongedefinieerde konsep is nie, maar realisties gesproke uit 'n bepaalde hoeveelheid jare bestaan. Pieter skud 'n Gunston uit 'n pakkie uit en ek sien hoe die blou rook stadig by sy neus uitkrul en so lui wegdryf. Ek steek ook maar die enetjie aan en dink daar is darm nog een ding wat ek en hy gemeen het. Die liefde vir 'n lekker ou geroosterde Gunston. Nou ja, die ding van spesifieke jare slaan my soos 'n hamer tussen die oë en terwyl ek die skeersel van my gesig afvee, besef ek dat ek wil nie meer so lewe nie. Wel, hierna vertel hy my die droewige verhaal rondom die eerste besluite en die daaropvolgende skeiding met die gepaardgaande wrogings tussen hom en die kinders. Ek sit net doodstil en luister en wonder, hoeveel Pieters is daar nie in die lewe nie? Verskoon my. Hulle het getrou, kinders grootgemaak en skielik tref daai dag op. Die dag waarop hy besef die res van sy lewe is nie meer net 'n begrip nie, maar werklik 'n sekere klompie jare. Dis die dag wat hy ernstig gat omslaan en met alle mag en krag net wil wegkom uit wat hy as 'n sieldodende verhouding ervaar. Of dit werklik so sleg is, sal ons lank oor kan debatteer. Maar die realiteit is dat Pieter dit so beleef en niks gaan hom nou keer nie. Nou wil hy met alle krag en mag soveel as moontlik inprop in die res van sy lewe. Dis gewoonlik die tyd wat mans skielik simpel word en verspotte karre koop, lawwe klere begin dra en soos 'n hippie wat in 'n time warp gevang is begin optree. Hy delf wanhoopig rond om sy verlore jeug op te diep en in die proses vervreem hy die meeste van die tyd almal wat vir hom lief en dierbaar is. Nou moenie my verkeerd verstaan nie. Ek het empatie met Pieter. Nou nie meer my vriend nie, maar bloot 'n naam om die gedrag te definieer. Ja, hy het grondige geldige redes vir sy optrede, maar hy moet ook net so 'n bietjie terugstaan en toelaat dat die mal adrenaline rush van die held is oor 40 ervaring verbygaan. Glo my, dit gaan verby.
Wat baie Pieters nie besef nie, is dat hulle vrouens dalk presies dieselfde voel. Hulle lewens is weggesteel deur kinders grootmaak en huishou terwyl Pieter 'n loopbaan gebou het. Pieter gaan homself regverdig met die klem op die res van sy lewe, maar sy vrou het volgens haar hele lewe aan hom gegee. Nou die bekgeveg kan soms vir jare aanhou, maar baie maal is dit Pieter wat met groot gejuig sy tasse pak en die huis verlaat. Seker sy goeie reg, maar gewoonlik laat hy sy kinders en sy vrou agter met hope emosionele slagtings en kaste vol leed. Maar nou ja, hy is nie gestoor nie, want skielik het die res van sy lewe sy God geword en hy moet dit vereer en koester met alles wat hy het. Nog 'n probleem of moontlike probleem vir Pieter is dat sy optrede baie van sy bestaande vriendskappe gaan laat sink. Want die vrouens van die mans soek dit net niks dat hulle mans met so Pieter de mekaar is nie. Hulle vrees hy gaan hulle nessies bemors. So, Pieter gaan nie net sonder sy gevestigde gesinsbande die res van sy lewe in nie, maar hy gaan ook nuwe vriende moet kry. Nou ja, eerste op sy lys is natuurlik 'n maatjie. Iemand wat hom sal verstaan en waardeer vir die reus van 'n man wat hy is. Dis 'n groot dag vir Pieter as hy sy Roxy raakloop en skielik voel die res van sy lewe weer vir hom soos iets wat net in boeke bestaan en hy pronk rond met die medalje op sy skouer. Wat hy nie besef nie is dat die Roxy ding nou soos 'n petrolvuur deur sy vriendekring trek. En baie min van die vlammetjies is daar om hom warm te hou. Ja nee, die meeste is vuurtonge wat bedoel is om hom te verteer. Want hy en sy Roxy is nou 'n bedreiging vir elke getroude vrou in sy invloedsfeer. So begin Pieter se pad na vereensaming. Let wel, hy besef dit nog nie, maar sy probleem. Vir hom is Roxy alles en die res van sy lewe lyk rooskleurig. Die dae word weke, die weke word maande en Pieter se rooskleurige Roxy begin so hier en daar 'n verlepte blaartjie wys. Hoekom? Wel, onthou Roxy het ook 'n lewe en haar lewe is vol ander mense vir wie die res van hulle lewens nog net presies dit is, 'n ongedefinieerde konsep en hulle dink die res van hulle lewe gaan vir 'n baie lang tyd aanhou. Pieter begin al hoe meer uitvoel in die nuwe groep. En hoe meer hy uitskuif, hoe stywer klou hy aan Roxy. Tot op 'n oggend dat Roxy bewus word van die wurggreep wat Pieter op haar lewe het. Pieter kry nou ook sulke skramskote uit sy ou lewe uit. 'n Kind wat verjaar en hy mis dit. 'n Kind wat 'n belangrike mylpaal bereik by die skool of elders en hy mis dit. Hy sien sy gesin toevallig by 'n eetplek en hulle lag en gesels en geniet mekaar en hy is nie deel van dit nie. Al die mooi nuwe blink klere en bottels vol jonkweesmoetie begin hulle glans verloor. En die ure se hare versorg en bleskolle toe kan begin op sy senuwees werk. Die al ewige sosiale rondritsery met Roxy vang hom. Want sy werk is demanding en hy kan nie fisies nie meer die lang, baie laatnagte hanteer nie. Pieter begin knorrig raak en Roxy begin kriebelrig raak. Dan gebeur daar iets. 'n Kind is in 'n ongeluk of word ernstig siek of hy hoor net so terloops daarvan en hy besef dat daai deure is besig om almal solid vas te roes. Nou is die res van sy lewe nie meer so uitdagend en vol beloftes nie. Nee, dit begin nou 'n lang pad lyk. Hy probeer nou om Roxy te laat commit tot hierdie pad, maar sy's katvoet. Sy is nie regtig lus vir verantwoordelikheid vir 'n man en 'n huis nie. Op 'n dag is sy weg. Net weg. Partymal met 'n moerse feit, maar meestal net weg. Nou begin die afdraande vir Pieter. En ek kan maar net my kop skud. Dit alles net oor 40. Wat is so belangrik aan dit? Werklikheid is dat Pieter se vriend Willem, wat ook daai oor 40 beleef het, maar hy het lank gaan dink oor dit en mooi gekyk wat alles op die pad, op die spel is en toe besef dat die res van sy lewe is te kort om dit met 'n Roxy te belas. En hy en sy gesin het maar gaan sit en saam deur die krisis gewerk. Willem se vrou het insig in die probleem gehad en Willem het self dinge verander dat hy en sy vrou meer tyd saam kan geniet. Hulle het die mure van rotine gaan afbreek. Saam beserings opgetel as 'n stuk beton te hard val, maar ook saam gelag toe die laaste vrag by die hek uitry. Willem staan voor die spieël en grinnik vir sy bles en is gemaak gebelg as sy oudste spruit om op sy blessoen en 'n bloedrooi lipstiek blerts agterlaat.
terwyl Pieter waansinnig met die blou draaier veg om die kool toe te vleg. Terug by my vriend Pieter. Laat een nag kry ek 'n oproep van 'n meisie af. Ek ken haar van geen kant af nie. Is dit Colleen Serfontein wat praat? Jy was 'n goeie vriend van Pieter? Ja, sê ek. Ek is Roxy. Pieter het laasnag 'n hartaanval hier in my woonstel gehad en is dood. Ek dog ek laat jou net weet, want hy het baie oor jou met my gesels. Dis al. En so is my vriend Pieter die ewigheid in. Alleen in die badkamer van sy Roxy. Nou ja, dis my briekmerk vir vandag. Lees dit en gebruik wat vir jou waarde het. Oorspronklik gepubliseer in Byk in jou taal in 23 Junie 2009. Nou is daar 'n paar kommentare op Byk in jou taal gewees. Eerste een van Kutsie Zietsman, baie van julle ken hom seker, hy is nogal 'n bekende ou. So ernstig so vroeg in die oggend, Colleen, maar jy kan skryf. Dit moet ek jou toegee. Ek dink daar's baie manne op die forum wat gaan baat vind by wat jy te sê het. Dis nou ouens wat al oor 40 trek. Ek is mos nog maar 'n laaitjie van 25. Hy lieg natuurlik daaroor. Grappies op 'n stokkie. Toe ek 40 slaan, toe begin ek ook wonder oor die sin van die lewe. Sê toe vir Sonja dat ons 'n paar keuses het. Of ek koop 'n rooi sportskar, of ek verneek met 'n jong sexy blond, of ek koop 'n bike. Ons het toe saam besluit dat 'n bike die minste impak op die huwelik sou hê. Ons was verkeerd. Dit het 'n groot impak gehad. Skielik het ons begin soek na verskonings om die 5-jarige by ouma te los en weg te breek vir 'n naweek ergens heen. Kop draai ons links by die kruising buite Klokkelaan, sterk draai ons regs. Die geryery het 'n paar dinge verander. Skielik breek ons weer saam weg ergens heen en gedra ons soos tieners. Ons ontdek dele van die land wat ons nie geken het nie en ontdek mekaar ook weer. Nou, na 4 jaar se bykery is ons gelukkiger getroud as ooit tevore. My briekmerk. Byk saam met die mense vir wie jy lief is. Deel jou lewe saam met die wat dit sin gee. Daar's nie 'n sin in die lewe nie, behalwe om te leef in die wat vir jou lief is, se harte en gedagtes en hulle ook in jou hart te laat leef. Dit is ons nalatenskap. Sonder dit is ons almal net 'n stofstreep op die horison, op pad om vir Colleen te gaan kuier. Milky Bar. Colleen, ek is nou 'n dame van amper 40, maar jou storie het ek al 'n paar in my lewe sien afspeel. Dis so waar. My man en ek is amper 19 jaar getroud en ek het net eendag tot die besluit gekom. Ons kids is binne 4 jaar almal uit die huis uit. Wat maak ons dan? Die besigheid, werk en kinders neem so baie plek in 'n getroude paartjie se lewe dat hulle baie keer vergeet om net mens te wees en tyd met jou liefde te spandeer en te kommunikeer. Ons het toe besluit om 'n bike te koop en ten minste 1 keer per maand weg te breek en kwaliteit tyd saam te spandeer en dis lekker. TC. Colleen, baie goed geskryf in die diep storie. Ek is 41 en moet sê ek moet eerder stil bly. Joops. My naam is Peer en ek is ver oor 40. Colleen laat my toe om 'n briekmerk hier te sleep. Ons het baie om uit Pieter se storie te leer. Wanneer laas het jy iets gedoen wat jou totaal uit jou gemaksone ruk? Dink in terme soos om jou ergste vrees te konfronteer, jou bene te maak bewe, of dink in terme van uitreik om te stretch, soos om iets vir jou maat te doen wat jou geen plesier verskaf nie. Nee, nie net 1 keer nie. Dit moet deel maak van jou verhouding. Ek het meer onlangs in my lewe 2 sulke ervarings gehad. Eerste ervaring het oor 'n paar maande gestrek. Ons kinders het die huis verlaat en ek en Jackie het besluit om ons gaan deelneem aan Imago verhoudingsterapie. Imago het ons uitgewys waarom ons in die eerste plek by mekaar gekom het. Ons het weer die sin in ons verhouding ontdek. Ek moes eers leer om te luister en het gou agterkom ek is maar erg doof. Ek verstaan nou wat beteken liefde is harde werk. Liefde is daardie keuse wat jy maak om te groei, om te verander, sodat jy aan jou maat se emosionele behoeftes kan voldoen. Nou nie iets wat ons manne wil verstaan nie. Die tweede ervaring het slegs 'n dag geduur. Dit was die dag toe ek saam met Roan en Colleen ons fietsse in Bethlehem gaan haal het. Dit was die eerste keer wat ek motorfiets sou ry. Ek het eers op Swartkops die basics gaan leer,
Daar's net so 750 km voor my gelê tot op die plaas Diskant Witrivier. Ek het voor Hoogland gestaan en wag vir 'n gaping in die verkeer en toe besef, nou moet ek ry. Die twee uiteenlopende ervarings het baie van my gevra, maar het nuwe vreugde gebring. So as jy jou tasse wil pak vir 'n vreemde reis, moet nooit dink jy gaan pyn vermy nie. Geluk lê in die pyn wat jy tegemoet gaan en die werk wat jy bereid is om te doen, die effort wat jy maak. En dan weer een van Milky Bar, diep julle manne, né? Regtig diep. Moet sê daar's baie waarheid in die klompie posts. Ek het ook so 'n ou kombinasie storieetjie, Bietjie Pieter. Baie vroeg getroud en ook in daai klem beland. Geskei en kinders nou groot en kwaad. Maar die tweede huwelik daarom so ver die Willempad gestap. Ook by die punt gekom dat ek gevoel het dat alles wat ek gedoen het daarop gemik is om ander mense te please. Op baie stadium bike gekoop en dit was 'n great manier om weg te breek. Nou is dit ook al 'n familieaktiwiteit. Sal great wees as vroulief ook wil ry, dan gaan ons nou toe hoor. The Purple Turtle. Ek het die onderwerp nou al 4 of 5 keer gelees. Ek wil nie eintlik post nie, maar op die slegte dae, daar is nog 'n paar elke week, help dit my om te verstaan wat gebeur het. Dis dankie aan Colleen en die mense wat hierdie onderwerp bespreek het. Julle het baie gehelp. Vriendelik groete. Rian Solie. Nou ja, daar's die storie van oor 40, what the hell nou. En ja, ek dink baie van julle ken daai pad, baie van julle ken daai ding, baie van julle weet van dit, baie van julle het dit gesien. Ek het dit baie keer in my lewe gesien. En ou slaat 40 en dan fucking hak sy kop uit. En ek het baie oor dit gedink voor ek die goed geskryf het. En ek dink die grootste ding met daai ouens oor 40 gaan, is daai skielike besef dat die res van sy lewe is realisties, so 30, 35 jaar. Bietjie korter as wat hy tot op daai stadium geleef het. Dis nou nie net meer 'n begrip die res van my lewe nie. Nou is dit skielik fucking 35 jaar. En hy begin dink, wat het hy in 35 jaar gedoen? Maar hy het mos al klaar 35 jaar geleef. En hy besef hoe vinnig blits daai 35 jaar verby. So, dis 'n moerse storie. En daai mans, dit is van hulle kop uit. Dis maar nie hierdie kak sien van hierdie ou balie, jy weet. Skielik koop hy 'n fucking 2-seater sportskar. Wat 'n moerse klomp geld kos. Hoe fucking belaglik lyk hy in daai fucking klein beknopte bliksemse karretjie. Maar nee, kyk, dis mos nou 'n versvanger daai, jy weet. En hy's aan hy karretjie. En hy begin fucking stywe bliksemse broekies dra en fancy fucking hemde en half oopgeknoop tot hier by sy naaltjie. Baie sit nog 'n fucking ketting of 2 om die nek en al sulke boys. Dit gebeur hoor. En as jy daai drange aangegee. En jy weet, die groot ding is, as hy daai Roxy van hom optel, o my fuck, dan fucking skop hy uit. Maar hy ons verloor al hulle vriende hoor. Want hulle vriendekring se vrouens wil niks weet van daai fucking man met sy Roxy naby haar man nie. Want sy voel, daai man met sy Roxy, gaan haar man beïnvloed. So, maar ek is seker, julle weet waarvan ek praat hoor. Julle het hierdie goed gesien. Maar kom ons vat maar 'n koffietjie. En lekker snacks vir die manne en snacks vir die mense wat nou meer verstandig wil wees hier op hierdie Sondagoggend. Nou ja, dat ek sien wat gaan aan hier in die chat. Ja, Dorina Roberts sê, elke dorp is vol Pakistaniese en Nigeriese winkels. Wat weet hulle wat ons nie weet nie? Hulle weet fucking baie. Ja, Nisha sê, Suid-Afrika is al 'n halfpad af by die kranse. Hugo Boss, ek kan maar daai girls vra, fluister in hulle ore hoor. Is glad nie in my hande nie. Mark Koen, baie dankie vir jou ondersteuning, ek waardeer dit hoor. Welkom op die kanaal. Hugo Boss sê, dis 'n heerlike Sondag in Tsanin. Ja, fuck, Tsanin. Ek weet nie wat noem hulle die plek vandag nie. Ek het nou die dag vir my laaitjie gesê. Ek voel 'n fok vir al hierdie name van die plekke man. Hulle is bedonderd met al hierdie naamverandering en nou hoor ek Zambesi land se fucking name is ook verander na een of ander fucking Tsotsi naam toe. What the fuck? Nou weet my kar is 10 jaar oud, ek het hom in 2014 gekoop.
Ek dink dit was in 2018 het ek laaste keer sy Navigator files wat update by BMW. Ek is nou weg by BMW en ek nou doen nie weer daai ding nie. So my kar praat nog van al die ou name en hy kry nog al die ou name. Moenie vir my een van hierdie tsotsie name gee nie, my kar weet nie waar is dit nie. En nou die dag met 'n ou gesukkel, toe sê ek vir hom, gee vir my die ruitverwysings. Toe gee my nou die due position, toe sit ek dit in. Toe kom ek by sy plek uit. Ja nee, ek sien julle kom in by 40. Julle verstaan hierdie 40 ding. Julle verstaan daai ding. Kyk, julle moet, jy weet, ek het my eie goed wat ek mee op hierdie stadium, soos ek met julle vandag praat, het ek my eie my eie berg wat ek klim hoor, maar ek klim hom, ek weet, ek moet oor, daar is nie 'n keuse nie, ek kan nie stop nie, fuck that, ek moet oor, en daar was mense wat my goed gestuur het, dit lyk vir my as mense wat bekommerd sal dink ek is depressief en so, ek is nie depressief nie, koers raak ek net soms, ek is mos 'n mens man, soms rattel het my, jy weet, en dan sien ek, eers is my moer se vraag hierdie, en ek, fuck it, trek die ding, jy weet, want daar's stop of omdraai is nie 'n opsie nie. Maar hierdie ding van mans, as hulle 40 slaan, jesse boys, julle moet verstaan. Nou, baie van julle die meeste van die mense wat na my luister, is by daai plek al verby oor. Jammer, die jong mense luister nie so kwaai na my nie, maar daar is baie jong mense en meer wat begin luister. Maar nou moet net verstaan, daai 40 ding, Boeta, dit is 'n realiteit, en as jy daai ding nie mooi in die oë kyk nie, dat jou lewe opfok, hoor, jy dink op daai stadium, jy is die dapper meis, en my maat, jy moet weet, jy gaan 'n stupid besluit neem, wat jou hele 40 jaar wat jy geleef het, van die map af gaan vee vir jou, jy gaan voorbegin, met fokol, en as ek sê met fokol, dan bedoel ek met fokol vriende, en sulke dinge. En die ergste is, meeste keer gaan jy met materieel ook fokol sit, want jou vrou gaan alles vat, sy gaan jou huis vat, sy gaan alles vat, en jy gaan 'n moerse onderhoudsbevel hê. En dit sit jy nou met 'n storie, nou met hierdie nuwe girl wat jy aansit, sy moet nou operate onder jou beperkte inkomste, want jy moet jou deel betaal aan my familie wat jy verlaat het, hoor. Maar nou ja, ons dink nie aan hy ding nie, jy weet. Rian het ons hy een aand op sy program met 'n ou gehad en gepraat en toe sê die ou, net onthou, stywe voel het nie gewete nie, hoor. Hy sê, psigopaat. Hulle moet daai ding nie vergeet vir 'n sekonde nie, hoor. Want dis wat die meeste van hierdie fokkers oor 40 is, hulle moet hulle sothede uitkom, word hy gedryf deur sy trol, jy weet, nie met deur sy kop nie. Ek het eendag 'n ander ou gesit en luister, toe sê hy, 'n man is ongelukkig in so 'n posisie. Hy het nie genoeg bloed om sy brein en sy voel te voorsien nie. Een van die twee. Hy moet altyd kies een van die twee. Wie's in charge? Sy brein of sy voel? Hy kan nie albei gelyk gebruik nie. Ja, dis 'n fucking kras hier op die Sondagmôre, maar dis soos dis. Dit ek maar sien. Baie dankie Martin Leroux. Awesomely said, well written, very good advice. Dankie hoor, ek waardeer dit. Dankie vir jou ondersteuning. Eers like, ek het dit nodig, boys. Dinge eet vir my en julle weet die mediese fonds wil fokol weet van hierdie stories, van hierdie pad wat ek gepiek het. Ek is daar op my eie ouma. Môre Herman, het is goed om jou hier te sien hoor. Hy sê my storie, bietjie Pieter, meer Colijn, baie Herman. Ja, nee. Nee, jy gebos, 42 is nie op die afdraandpad, die beste tyd van jou lewe lê nou voor hoor. As mens 'n ou spreekwoord wat sê, youth is wasted on youth. En dit is baie waar as jy kan verstaan wat dat beteken. Youth is wasted on youth. Dit is so. Maar nou ja, ek het baie vir my kinders gesê, julle moet net onthou hierdie grys hare. Alles is nie van streke nie hoor. Ja. Dit sê Manel sê, dis 'n voorreg om ouer te kon word. Baie het nie die voorreg. Sterf baie jonk. My eie pa, 44. Gone. Yes, dit was 'n gatslag vir my daai hoor. Wow, ek was so jonk, ek het hom nog baie nodig gehad, maar toe is hy net gone. No, Martin Leroux sê, Carl Jung said that menopause happens at around 40 or so. His view was that men only really hit adulthood mentally.
after 40. Ja, ek kan met dit saamstem. Billy sê, mens wees is nie so maklik nie. Dis waar, hoor. Fok Andrei Tokke Troet sê, George het 35 Chinese winkels. Boys, ek sê vir julle weer, ek vermoed, hierdie land van ons, gaan gegrab word. Die VSA in die Weste gaan die Weskaap vat, en hier is die hele Weskaap, hulle gaan net daai groter Kaapstad metropool vat, jy weet, so tot daar so by, waar die berg wil opgaan, daar by Somerset Wes, ja. En aan die ander kant daar by die Parel, en dan miskien tot by Langebaan, maar that's it. Dis die stuk wat hulle gaan vat. Die res gee hulle nie 'n fok vir hom nie, want hulle het dan Saldanha Bay, hulle het Kaapstad en hulle het Simonstad. Dis wat hulle wil hê. Die res van die land voel hulle 'n fok voor. En dan, die resse van Natal vat, die groter KwaZulu, hulle gaan dit vat. Ja, ek hoop hulle vat my hier fucking stuk waar ek bly saam. En dan, die Chinese gaan die res vat, tot bo in die Limpopo. En as dit gebeur, hierdie fucking vloerplanke gaan kak, wat hulle geëet het hier onder die Chinese, hoor. Die Amerikaners en die Russe sal miskien nie so brutal wees nie. Maar die Chinese gaan hierdie vloerplanke opfok, hoor. Julle moet dit weet. Hulle is bekend daarvoor dat hulle dit doen. So ons boere, ons is klein, ons is min, hoor. En ek kom, hoe langer ek oor hierdie goed praat, hoe meer kom ek tot die conclusion, ons is actually bliksomsmin, hoor. En daai fucking droom van 'n boererepubliek met die 4 kleur, fuck, vergeet dit, man. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Demografiese realiteite sê net, it will not happen. Ons het nie fucking nommers nie. Die beste wat ons voor moet mik, is vir 'n klomp moerlampoere en salos plase en so. En sê, hoe, hier fucking waai die 4 kleur vlag. Ons op 'n vorm, los ons dit uit. Dis waarvoor moet gaan. En die voordeel is, die Russe verstaan multicultural in societies. Ek meen, Rusland sit met 190 etniese groepe, oor die 2200 kultuurgroepe. China sit met dieselfde storie. Hulle verstaan daai goed, hoor. Maar albei daai lande het fucking zero tolerance vir distractors. So hierdie distractors gaan hulle gat sien big time. Die Amerikaners, hulle is so fucking slap gehad, hulle voel fokkel, ek meen hulle, die mense, hoe kan ek sê, die waansinnige brand hulle fucking land of rondom hulle, maar hulle fucking kyk maar net daarvoor. Tussen pomp hulle die geld in die buiteland, en is fucking stupid mense daai. Moses 6:6 toepaslik. Stupid mense moet suffer. Maar fuck het, voor ons te veel suffer. Ons kry maar 'n bietjie lekker platter met baie lekker kraag, nou nie so gesond nie, maar lekker. En dan die meer gesonde opsie, ook baie lekker. Daar is baie goed daar wat ek eet, daar is 'n paar wat ek sal dodge, maar dit lyk nie res reg nie. Dit is maar, hulle gaan sukkel met daai spoedbeperkings. Dis 'n ander ding wat ek nie weet of julle van dit bewus is nie. Ek het net die artikel, ek het nie die hele artikel gelees nie. Maar blykbaar van die einde van 1 Julie af, gaan dit jou R80 per transaksie kos by die ATM as jy cash wil trek. So as jy R100 cash trek by daai ATM, moet jy net verstaan, daar is 'n diensfooi van R80 hoor. Nou wonder ek, hoe die fok gaan hulle by die vloerplanke verbykom met daai shit, hoor. Want daai ouens trek 50 of R100, en dan moet hy R80 diensfooi. Hier kom kak, hoor. Dis al wat ek wil sê. En dan is daar 'n ander ding wat nou meer toepaslik is aan my professionele kant en so is, jy kon in die verlede, het ons 'n opsie gehad waar as ons 'n kliënt wil identifiseer, kan ons met sy ID-nommer 'n navraag doen, online, real-time, by binnelandse sake, om die identiteit te bevestig. En dit het gekos, as ek reg onthou, R1.75 per transaksie. Dit fokke nou hier iets in die R140 of R150 'n transaksie, van 1 Julie af. Nee, boere, hulle het nou die krane oopgemaak. Hulle maak nou die krane oop om ons op te fok. Dis wat hulle doen, hoor. Ritseman sê, hy is oor die 50, met 'n jong vrou en 'n 2-jarige dogtertjie. Dit hou hom aan die gang. Ja, kan ek imagine, hoor. Vegetarian sê, pas op vir al jou besittings, op die ou end besit hulle jou. Dit is ook baie waar, hoor. Ja, Billy sê, ou vriend het nou sy huwelik so verongeluk met 'n verneekspil na 18 jaar. Ja, dis tragies, hoor. Maar nou ja. Okay, Hugo Bos sê, hy is 42, en as ek 45 is my kids klaar met skool.
seun 17, dogter 15, dan gaan 'n man begin lewe, baie planne en drome en ophou werk sal ek nooit. Skoonpa afgetree 2 jaar toe hy dood. Ja, 'n ander vriend van my, hy en sy vrou het getrou. Hy was 19 en sy was 18. Hy was 'n shotgun troue. Toe het hulle 2 kinders gehad. Nou moet jy verstaan, daai 2, toe hulle 35 jaar oud is, toe is hulle kinders uit die huis uit. En daai kinders was uit die huis uit seker nie 6 maande nie. Toe is die 2 geskei. En elkeen het 'n ander man en vrou gekry en hulle weer gesinne by daai begin. Sjoe. Ja. Frikkie sê Garsfontein, Pretoria. Generaal Louis Botha Laan, eerste minister van die Unie. Sy naam is nou January Masalela. Nogal iets om 'n staatshoof te kan ontroon. Wie was die karakter? Fokke niemand weet nie, man. Dat sommer sê hy het oorsee gewerk. Chinese het nie tyd vir swartes nie. Nee, dit is fucking waar, hoor. Ja, nee, Christo, ek verstaan jou frustrasie. Billy sê, ek glo vas dat ek na 50 nie meer so stupid gaan wees nie. Met die hulp van Bo natuurlik. Ja, Billy. Ek sien iemand vra my e-posadres. As die kanaal se e-posadres. Sit my jou selnommer by, dat ek jou kan kap met WhatsApp as ek kan. Julle wil nie sien hoe lyk my mailboxes en my WhatsApps en so nie. Hier is 'n ou wat vir my vreeslike interessante goed oor Bybel en geloof en daai goed gee. Befokte goeie goed, maar heerlikheid. Maak ek my fucking WhatsApp oop en ons het 240 fucking unread messages. Ek maak nie eers met die fucking gesprek oop nie, want die fok weet, ek kan nie 245, waar die fok moet ek die tyd kry om 245 messages deur te lees, en dan nog, jy weet, te dink oor die goed, en dan nog die fucking links te volg van, ek kan nie. Hier is nou weer 'n ander ou wat met my begin gesels het 'n paar dingetjies gevra en ek hom geantwoord, en so nou dink hy, ja, ek is nou sy groot fucking chop. Vanmôre is hy 145 fucking unread messages. Ja, fuck. Mense dink nie. Hulle fucking dink nie. Nee. So kan jy, fuck dit, ek wil nie eers daar kyk nie. Dis, ek meen, 100, 300 unread, 39 unread, 30 unread. What the fuck? 125, 178, 40, 140, 32, 22, 252, 60, 7. That's all right, dit kan ek handle. 78, 311, 237, 155, 33, 17, 14, 99, 34, 22, 18, 11, 24, 27, 11, fuck, 15, 25, yes, ag nee, fuck, 15, 17, 266, fuck, 30, 28. Jy weet dan nou, omtrent elke fucking een van die mense, jy moet hierdie luister, jy moet hierdie lees, jy moet, fuck toch. Geef vir my fucking 45 jaar, dan kan ek die fucking goed lees. As jy iets interessant met my wil deel wat jy dink wat waarde kan toevoeg tot die kanaal, asseblief, jy is welkom om te doen. Maar my fuck, 252 fucking boodskappe. Dan is daar nog fucking video links in van 380 ure se fucking video's. What the fuck? Ek wonder baie keer of daai ou wat daai fucking goed share self die bliksem so goed gekyk en gelees en geluister het. Nee, hulle het nie. Ons moet hierdie share, jy kry mos hierdie share slette. Hulle sien die ding en dan fucking share. Kyk wat sê Michael Lawson. Dis dieselfde probleem van die buiteland. As ek iets wil betaal in Suid-Afrika vanuit Nederland, kos dit €10, 210 rand. Om dit te stuur en nog 210 om dit jou kant te ontvang. Dis 400. Fuck. Nee, wat boys, julle moet maar regtig begin daaraan dink. Ek kry vir jou 'n crypto rekening, byvoorbeeld ek gebruik Altcoin Trader en stuur die bloody geld soontoe. Kos jou wat stuur amper fokol en die ou wat dit ontvang, hy moet 'n plan maak om dit uit te kry, maar hy kan dit net laat transfer uit daai rekening uit na sy bankrekening toe. Betaal hy daai transaksie vir en it's the end of the fucking story. Maar as jy deur die formele kanale gaan betaal, jy dit jou gat klap.
Ek het daai tyd vir julle vertel, daai artikel wat ek verduidelik het oor daai betaalwyse wat hulle besig is om te ontwikkel in BRICS. Die transaksie is verreken en gekleer aan die ander kant van die ou se boeke in 7 sekondes vir 75 sent. As hy deur Swift sou gewerk het, sou dit 7 dae gevat het en die koste was 140 of 145 rand. Nee wat. Christo sê party katoolsmans wil 'n 21-jarige girl in katrol op 60 plus. Fuck, ek wil die volgende jaar myself net ingerou op my Moerlandpoer met my laaste dierekinders. Hoopelik lewe ek nog 15 plus jaar. Jy's reg, Billy, op die einde kan ek nie aandag gee aan enige iets nie, omdat dit te veel is. Dit is die fucking probleem. De Grip sê, dankie Klein, laat my lekker lag. Daar loop die e-pos onder aan die skerm, SV Blighnout, daar loop hy hoor. Nee, jy weet, die mense dink, ja, fuck het ek ignoreer hulle, maar voor hulle nou fuck ernstig raak, kom ons kry maar 'n koffiekie hoor. En 'n lekker bordjie van daai snacks. Misha het die bo beskryf wat is alles op daai borde en dan hierdie platters. Soos gaan nou maar groot vandag hier op die sonnagoggend. So ek wil net vir julle sê, ons moet regtig mooi dink oor wat ons gaan doen. Ek het vir julle die options gegee. Jy weet nie options nie, maar oplossings daar, jy weet, alternatiewe. Moerlandpoer, plaas, Moerlandpoer, dorpie, Moerlandpoer, village tipe van ding en so. En ek het dit, maar die groot ding is, daai Moerlandpoere wat ek beskryf het, ek het nou vir Let's Pretorius. Hy het my gevra om 'n stukkie te skryf vir sy nuwe boek. Nou had ek die opsies gegee en dan die Saluusplase. Die Saluusplase is die, wat my aan betref, dink ek die Saluusplase is 'n baie goeie opsie. As baie mense wat hier in hulle laat 50s, 60s is, hulle kinders stel nie belang in die boerdery niks nie, maar hulle het die gronde en goed, en dit is 'n boerdery wat werk. Maar daai mense kry swaar, hulle is alleen en jy weet, en al sulke dinge. Vir hulle is die Saluusplaas konsep die regte ding, wat my aan betref. Okay, hulle moet die regstegniese goed reg kry in die agtergrond, jy weet die 2 maatskappye wat die core van die ding is, en dan 10 plotte of 15 plotte of 25 plotte uitsit en die regte ouens daarop kry, en dan skielik is dit 'n community. Nou, hier's een ou wat met ons gesels oor die Saluus ding, toe sê hy stel glad nie belang. Hy het geen behoefte daaraan. Want 'n deel van die Saluus konsep moet jy verstaan, dan daai prys wat jy betaal vir jou plot en so. Jy moet fokke verstaan. Daardie geld gaan aangewend word om die grond te koop en om die ontwikkeling te doen om die boerderykant produktief en winsgewend te maak. En dan word daar vir jou 'n huis voorsien en that's it. Jy weet, maar so dit is waar die kapitaal heen gaan wat daar ingaan. Maar 'n ou wat hy het sy sê ek het nou vandag hierdie moerse plaas gehad. Ek het nie een nie, maar ek het nou 'n moerse groot plaas gehad en 'n boerdery beeste en skape en mielies en fucking wat. Dis dit ek en my vrou. Dan sê ek wel, okay, fuck it. Ek moet probeer om so 25 gesinne hier te kry hoor. Dat ons 'n bietjie 'n community raak. Ons is so fucking alleen hier in ons eie hier in die fucking vlakte sit nie. En dan sou ek die 25 plotte uitgesit het, basies die kostes cover van wat die huise gaan kos en so daarop, en die aanleg van water en so, en that's it. Hulle het niks nodig fokkel om by te dra in die boerdery, niks nie. Hulle moet net fucking hier wees. Ek wil net hierdie community hier hê. Dit is die ding. Want ek sê nou vir julle die stede, julle moet verstaan, die stede is in die kak. Erger as wat die ouens kan fucking imagine, hoor. Gangsters gaan die stede fucking beheer. Dis sê ek nou vir julle. Gangsters gaan die stede beheer. Mafia syndikaate gaan die stede beheer, hoor. Hulle gaan die stede besit. En Gauteng het julle klaar dat die fucking grootste een sit in charge van die provinsie, hoor. Jy moet bietjie gaan jouself ingelig kry en gaan kyk die mag en krag wat syndikaate oor al die verskillende levels van ons sosiale bestaan alreeds in hulle hande het. My fuck syndikaate ran die fucking kops, man.
Syndikate run Eskom, syndikate run fucking padvervoer, syndikate run die railways, syndikate run die hawens, syndikate run fucking alles. En by syndikate run fucking home affairs, man. Nou ja, wat ek nou nie uithaak op hierdie goed nie. Maar dit is die waarheid. Mense moet hierdie ding doen. Ja, Nisha sê, ek ken baie mans wat daardie manlike menopause kry, hulle almal hardloop na Barbie poppe toe, nie lankie dan is hulle weer alleen. Hoë maintenance en baie jol. Vang 'n ou bok. Ja, oh shit. Leslie Groenewald sê, ek was 38 toe my seun klaar is met skool. Ek is nou 83 en eet die pensioen. Nou 33 jaar met pensioen. 3 jaar langer as wat ek gewerk het. Ongelukkig het pestilensie my kind op 57 gevat. Hey, boere, daai is 'n fok op. Ja, Nikki Barnard sê, ons kan daarom nog oor begin op 60. Ja, ons is tawwe mense, die boer tribe is fucking jesem, ons is tawwe bliksems hoor. Dankie Regtof Gabriel, hy sê, julle moet asseblief nie vergeet om te like en te subscribe en so. Julle moet verstaan, en ek sê dit weer 'n keer, op die einde van die dag, ek gaan aanhou met die kanaal solank as wat ek kan, maar wat mense moet verstaan, is dat daar's kostes om 'n kanaal soos die te run. Ek betaal vir my fucking internet, ek betaal vir my sagteware wat ek gebruik, ek betaal vir hierdie sagteware wat ons hiermee gesels met mekaar. Ek het al daai uitgawes, het ek het dit is daar. En ek wil weer vir die mense wat my finansiëel maandeliks ondersteun, baie dankie sê, dat ek waardeer dit geweldig. Maar julle moet ook verstaan, die masjien like my nie hoor. Hy like nie ouens soos ek nie. Ek doen te veel dinge wat teen hulle fucking planne is. En een van die groot probleme wat ek het, is dat daar's 'n sterk stelsel wat dit fokol like, dat ek vir julle sê, raak geesgevuld. Hulle like dit fokol, want geesgevulde persone kan nie beheer word nie. En dan is daar 'n ander groepering wat hoog die bliksem is vir my, omdat ek so anti-farmaseuties is. Wel, dis nie my probleem, dis hulle probleem. Ek het gisterand weer na 'n dokter geluister. Hy het 'n kliniek in Kanada met 1000, hy kan 1000 kankerpasiënte hanteer. Vertel hy hoe mense daar genees word, en met eenvoudige medisyne. Die farmaseutiese bedryf het 'n doodsgreep op die mensdom gekry. En dan sit ons met hierdie kak soos, jy weet, dit wat hierdie fucking kapkyk in sy benne aanvang, matkyk in sy benne aanvang. Hoe hulle ons land fucking voor ons oë buff fucking sy moeder. Hy spassies is Johnny Stronthuisen, ek meen, Kakhuisen, Shithausen, Shitshot, noem hom fucking wat jy wil. Fuck op is wat hy is. Hulle het geen integriteit nie. En hulle sit net in blaas fucking vlammetjies om in hy seat te bly, want hy seat is 'n moerse fucking inkomste. Ek meen, staatsamptenare verdien geld wat ons ouens in die private sektor nie eers van kan droom nie. En daai fucking goed doen niks vir daai geld nie. En daai geld doen niks vir die land nie. So ons moet verstaan, ons is in 'n kakspul, daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. En dis waar ons is. Hoor ek hierdie tragiese fucking verhale van die swartes wat daar in die hospitale lê op die vloere, en dan sê ek, fuck, kry vir julle. Ek voel 'n volk. Jammer om vir jou kak te hoor. Staan hulle hier op die televisie met snot in hulle oë en trane in hulle neus en vertel hoe sukkel hulle in hulle fucking village in die water, en is net kak waar jy kyk, en dan sê ek, fuck jou, dit is jou keuse. Jy het besluit, dis die pad wat jy wil loop. Ek gaan vervolging doen. Die groot ding is, ek sien vanoggend 'n ding op Twitter waar 'n swart ou wat sê, hy sê die probleem is, hier so 25, 30 miljoen mense, wat nie 'n fucking clue het, waar kom die geld vandaan, wat die SASSA finansier nie, hulle fucking dink die ANC regering gee dit vir hulle. Hulle besef nie, daai fucking geld kom uit belastingbetalers se sakke uit nie. Hulle verstaan dit fokol. En dit is 'n helse probleem, hoor. Nou ja,
Maar dis die wêreld waarin ons lewe. Dis die wêreld waarin ons in lewe. En die levels van korrupsie is fucking skrikwekkend. Sien die Amerikaners het nou vir die ANC gesê, dis die fucking dinge wat julle moet doen. Eerste, plaasmoorde moet verklaar word tot 'n prioriteitsmisdaad. Tweede ding is, haal hy expropriation without compensation van die wetboeke af. Haal dit af. Tweede ding is, Amerikaanse maatskappye moet vrygestel word van BEE. Dink julle hierdie fucking vloerplanke gaan dit doen? Hulle gaan dit not a fuck nie doen nie. Hulle dink hulle is mos fucking tough. Cyril kan sê, Trump met sy Amerika hou, Cyril sal Suid-Afrika hou. Hy sê dit. Hy fucking Malema met sy kak. Hy dreig sonder Trump. Hulle fucking leef in 'n wanwêreld van fucking verwronge grootheidswaan. Hulle dink hulle is fucking amazing. Intussen so fucking dom soos 'n bliksem se klip hoor. Maar hy is so fucking dom. Hy besef nie hy is dom nie. Ja. Daai kak van alle mense is dieselfde as 'n gat. My fuck man, alle mense is nie dieselfde nie. Jy kan net na 'n ou se huis gaan kyk en jy sal sien hy's fucking nie dieselfde nie. Luister na daai snotverhale van die fucking goed wat nou weer verspoel aan die Kaap met die reën wat in hulle huisies en hulle sinkkajas inloop na. Eerste punt, wat die fuck soek jy daar op hy vlei? Hoekom bou julle daar? Dis die eerste fucking verhaal. Tweede, ek kan vir julle 'n storie vertel. Fuck it. Way back, dink dit was in 1998, het ek 'n voorlegging gemaak aan wat was daai fucking departement se naam op daai stadium? Maar hy het gewerk oor behuising en so. Toe gee ek vir hulle die plan, want toe het ek net klaar 'n moerse village gebou hier onder naby Swaziland. 50 2 slaapkamer shelhuis met 2 badkamers en kombuis en eetkamer, what the fuck alles. 50 van daai units het ek gebou in 60 dae. Op daai stadium, by die departement van bosbou was dit nog ook 'n departement van bosbou, voor hulle nou opgefokus op plekke wat moes so geprivatiseer en daar's 'n klomp ouens wat moes geskep het like hell daar met BEE en so voort. Maar in any case, het ek vir hulle die planne gewys, die fucking voorbeelde van die huise gewys, ek het vir hulle model gebou, op 1/10 skaal model gebou en sê, bou hierdie soort huise. Dit is 'n post en wie weet 'n vloer, raised floor, staan op pale. Minimum 450 mm bo kan die grond. Wat beteken dit? Punt nou fokke 1, as hierdie wintervloede kom, niks kom in die huise in nie, die water gaan onder die fucking huise deur. Punt nommer 2 is, dis 'n verskriklike vinnige skills transfer manier wat ek te doen het. My fok, ek het daai job aangevat in Swaziland met 15 gekwalifiseerde ouens. Wat ek gedoen het op dag 1, elkeen van daai span van my het 4 locals gevat, wat saam met hom werk. En so, skielik het ek 60 spanne. Ja, almal kon nie alles doen nie. Een groep het net geleer hoe om die gate te grou en die palle te plant en die girders in te sit. Die ander groep het geleer hoe om die vloer in te sit. Ander groep het geleer hoe om die muurrame te maak en die mure te bou en op te sit. Ander groep het geleer om die dak te doen. Ander groep het kledding gedoen, ander binnekant gekled. So dit was alles opgebreek in stukke. Maar op die einde van die dag, as 6 van daai locals saamgestaan het, dan het hulle combined skills gehad tussen die 6 om 'n huis te bou. Dit beteken, uit daai groep wat ek daar gehad het, was daar 10 fucking bouspanne, wat in die local plaaslike goed kon die ding doen. Plus, die staat het sy fucking bosse, in plaas van om die fucking hout uit te voer, of te laat opkap vir fucking papier, maak hy strukturele balke en goed laat die huise daarmee gebou kan word. My fuck, man, hulle het afgeskiet in seker minder as 30 minute. Ek het so gestaan en kyk, pak ek my fucking goed terug in my bakkie, en ek sê, fuck off, en ek het gery. Want die konte kon nie genoeg skep vir hulle self uit dit uit nie. Die huise het uitgewerk, ek kan nou nie eers met die bedrag uit, maar omtrent die helfte van die hophuise, se prys van die hophuise wat hulle gebou het op daai stadium, wat julle nou al sien, hoe hulle in mekaar gebliksem, daai goed, en that's it. Het ek net besef, fuck off. En vandag, hier waar ek sit voor julle,
Ek deel focal skills, hoor. Ek share focal skills. Niks. Ek gee nie fucking vir ouens wat bedel nie. Ek gee niks. Ek wil focal van hulle weet. Kom hier die car guards hier by fucking terrein. Ek moet die focal waar nie my kar pas homself op, okay? En daar's 'n tokkelossie in daai boot. Hy sit en wag dat jy daai fucking boot oopmaak. In elk geval. Dis die lewe. Dis waar ons is. Ja, is nou nie lekker vir 'n Sondagmôre om oor hierdie goed te praat nie. Maar dis wat ek vir julle sê. Verstaan asseblief. Ons is op ons eie. En soos ek verleds gesê het in daai stuk wat ek geskryf het, die boertribe beter 'n fucking change in hulle koppe kry en die woord ek fucking wegskuif en praat van ons. Want ek gaan nie fucking oorleef nie. Ons kan oorleef. Maar ek gaan nie fucking oorleef nie. Dit sê ek nou vir jou. Ek gee nie 'n fok om hoe megalomaan jy is en hoe groot narcissus jy is nie. You're not gonna fucking make it. Nou ja, daar sê Billy, ons moet mekaar begin help. Nie noodwendig met geld nie, daar's baie ander mense. Vir fucking seker hierdie gemeenskappe by mekaar, die Salos en Moerlandpoort idees en so, dis die fucking way. Dis die enigste way. Dink vir 'n oomblik. Ouens se plase, 20-30.000 hektaar plase. 10 van daai plase kom onder hierdie Los Salos sambreel. 30.000 hektaar plaas. Dis 300.000 hektaar grond. Fuck. Daai 10 Salos plase doen besigheid onderling met mekaar. Daai 10 Salos gemeenskappe sit fucking goed op vir hulle self. Die een plaas het die kliniek, die ander plaas het die fucking skool, die ander plaas het 'n fucking tegniese werkswinkel waarmee mense opgelei word. Dis wat ons sal moet fucking doen. Daar's nie 'n ander fucking manier nie. Ons het een ding wat hulle nie kan fucking expropriate nie. Ons het een ding wat hulle nie kan steel nie. Dit wat in ons koppe is. Hulle kan nie. My fuck daar in die 80 so daai bliksemse trustees my gryp. Staan die fucking teef voor my en druk 'n vinger so teen my bors en sê vir my, I will destroy you. Staan ek daar so en kyk, sê ek, ja. Punt nommer 1, jy's te fucking klein en maar om my te destroy. Punt nommer 2, ek het hier in my kop 'n ding wat jy nie fucking kan touch nie. En ek gaan met hom jou opvolg. Ja, die res is history. Yes, ek het gefucking spook 17 hofsaake. Fuck it, maar op die einde is die fucking teef, daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. Sy is fucking weg. Sy het 'n koninkryk gehad in Natal. Sy weg Kaap toe. En die eerste fucking ou wat sy in die Kaap gryp. Jy weet, ek glo mos nie in die toeval nie. Gryp sy man en vrou. Daai ding was fucking bad, daai bitch hoor. Maar hulle in my huis geloop, die diepvries omgekeer, die kos op die vloer uitgegooi en fucking diepvries gevat. My kinders moes op die fucking vloer slaap. In elk geval, slegte fucking ding. Etter. Maar papa het wag fucking fight. En sy is weg, sy kon nie meer fucking operate in Natal nie, sy is fucking weg. Kom in die Kaap, eerste gesin wat sy gryp. Wat fucking gebeur? Dis die swaar, die gesin se prokureur. Is die swaar van die ouetjie wat my gehelp het in Pietermaritzburg, die agter die skerms het en my gevoer en gesê, okay, hoe moet ek die prosesse doen en die prosedures doen? En hy bel hierdie swaar bel aan. En hierdie sit hom so in luister. Hy sê, fuck, gaan kyk hierdie sake en hy gee vir hom al die hofsaake. Hy sê, kyk hoe hierdie boer hy fucking vrou opgepok. Go for it. Haar grootste wapen is intimidasie en vrees. Was nie 3 weke nie. Toe onttrek daai bitch uit daai fucking ou se saak uit. Toe vat sy tweede ou, ek het nou sy naam vergeet, maar dit was 'n hoog ding, 'n Oostenryker. En toe, daai Oostenryker, ek sit hom toe in kontak met 'n pel vir my wat 'n senior advokaat was, wat my goed gehanteer het. En hy praat met daai ou se lawyers en so. Laas het ek gehoor dat die bitch is gone. En ek weet nie of sy nou al fucking dood is nie, maar in elk geval, ek gee nie 'n dol na hom nie. Maar sy is uit die bedryf uit alles uit. So, ons boere moet verstaan, ons het iets wat baie ander rasse nie het nie.
En dit is fucking ongelooflike deursettingsvermoë. En dan is ons bedonderd vindingryk, ons is bekend dwars oor die aarde daarvoor. Hoekom is Suid-Afrikaners in so groot aanvraag oor see? En Suid-Afrikaners kan ons boere kan werk. En ons is pligsgetrou. En ons het integriteit. Dis die ding. Ons moet saamwerk. Die Salus ding is 'n oplossing. Dis nie die enigste oplossing nie, is 'n goeie oplossing. Moorlampoort, oplossing. Nie die enigste oplossing nie, goeie oplossing. Maar ek sê net vir julle, daai een boer wat ek mee gepraat het waaroor ek my Moorlampoort storie geskryf het, hy het 40.000 hektaar. Toe gaan kyk ek bietjie. Daar's fucking 7 lande in die wêreld. Onafhanklike lande, fucking in die VVO sit, wat se grondgebied kleiner as 40.000 hektaar is. Kry dit in julle koppe, boere. Daai plase is mag. Daai plase is grondgebied. 10, 12, 20 fucking Salus wat in 'n los federale onderlinge ooreenkoms met mekaar werk. Fucking 1 miljoen hektaar. Dis fucking groot grond, hoor. En ons sit met die balk van die kosproduksie. That's it. Ons maak kos. Fucking goed kan nie sonder kos nie. So, julle moet verstaan. Die sleutel is, van hy ek, sit die fokker in 'n kassie, maak hom toe, jy kan hom die ander dag of jou kleinkinders kom dat eendag uit fokker af. Ons, dink net ons, en moenie, ons, kan die hele fucking boertraai, kan nie een ons wees nie, dit kan nie. Ons is te befok in ons koppe om dit te laat gebeur. Maar 'n klomp Moorlampoere en 'n klomp Saluse en so, kleiner onsies. Ons kan kleiner onsies handle, ons kan nie 'n groot ons handle nie. Ons kan dit nie fucking doen nie. Ag, hierdie fucking waansinniges wat al hoe lank probeer. It's not gonna play. Klomp kleiner onsies. Dit gaan werk. Julle weet ek is nie 'n groot fan van Oranje nie, maar kyk na Oranje. Hy werk. Maar Oranje kan nie vir die hele land werk nie. Maar daar kan 20 of 50 of 100 Oranjas wees. Elkeen in sy eie sens is sukses. Maar kan nooit een groot Oranje word nie. Nee. Sal nie 'n fucking week wees nie, dan spat die kap oor. Ja, daar sê Barbara Miller 'n ding wat ek al baie vir julle gesê het. God werk op 'n manier wat alle verstand te bowe gaan. Dit lyk nie vir ons nou, dit lyk nie vir ons nou onmoontlik. Maar wie weet, met die vervolging van die Christene dwars oor die wêreld, gaan Suid-Afrika dalk deel wees van sy plan en oplossing. Ek sê dit weer vir julle. God het die boertraai hier geplant in die Suiderland met 'n doel. Ons weet nog nie heeltemal wat die doel is, maar dit begin vir my lyk, ons gaan moet 'n veilige landing gee vir ons volkgenote wat word nou gedryf word met uitwissing. Christendom. Kyk wat die fok gaan in Armenië aan. Dis fucking lelik wat daar aangaan, hoor. En die EU en die Weste cheer dit aan. Kyk hoe probeer hulle Hongarye verongeluk met hulle sataniese kak. Die ou in Hongarye fucking fight like hell. Vučić fight like hell in Servië. Die aanslag is teen die Christendom. Julle moet dit fucking in julle koppe kry. Die aanslag is teen die Christendom. Dis 'n fight van good versus evil. En die spiritual war is fucking violent. Ons weet, evil kan nie wen nie. Maar fuck, daar gaan lyke wees so. Jy moet maar probeer mik dat jy nie een van die lyke is nie. En hoe gaan ons dit regkry? Ons, maar klomp klein onsies. 16 onse maak 'n pond, hoor. So die wat nog dit kan onthou. Daai klein onsies. Want ons in Suid-Afrika, ons boertraai, kan nie een fucking groot traai wees nie. Ons kan nie. Ons gaan net bestaan uit clans. Dis die reality. En enersdenkendes is in dieselfde clans. En dan van daai fucking clans wat jy glad nie meer saamstem en jy so fucking don't engage. Maar poog om in daai geesgevulde clan van die boertraai te wees. Wees rustig in daai clan. Want dit is die clan wat kan staat maak op die beskerming van God. En moenie dit nou weer, ek gaan dit weer 'n keer sê, dat julle dit nie vergeet nie, die fok weet, die ek moet jy nou in die kassie fucking bære, want die ek gaan dit nie fucking maak nie. Ons gaan dit maak, onse gaan dit maak. Baie onse, maak 'n pond. Soos ek weer sê, Oranje, soos hy daar staan, is 'n sukses. Maar Oranje kan nie die hele land wees nie.
It's impossible. Maar daar kan 100 of 200 of 400 Oranias wees. Dink oor dit wat ek vir julle sê. Dis die werklikheid van die boertribe. Hier's 'n klomp fucking ouens wat ek mee pelle was en wat met my goeie kommunikasie gehad het, nou fokol met my te doen wil hê. Omdat ek nie saamval met hierdie bliksemse idee van die boervolk. Fuck, jy droom van kak, jy droom van kak. Dit kan nie fucking gebeur nie. Gaan kyk wat het in die Anglo-Boeroorlog was. Helse klomp kommandos. Party groot, party klein. Dit was baie kommandos. Was nooit een fucking boer weermag nie. Altyd net klomp kommandos. Dit is soos ons gemaak is. God het ons so gemaak. Want jy kan nie daai fucking klein groepies by mekaar in 'n bliksemse kloof vaskeer en die hele fucking tribe uitwis nie. Want die fucking hele tribe sal nooit in dieselfde kloof ingaan nie. Jy moet hulle maar jag, een vir een, en die Britte het dit getraai en hulle gat gesien. So, hoor wat ek vir julle sê. Maar om terug te kom by die topic, daai moment wat 'n man 40 slaat, haak die fucking ding se kop uit. Want dan word hy skielik bewus van sy mortaliteit. Jesus, is 'n groot ding, om vrede te maak met jou mortality. Ek moet so 'n paar keer daai kak in die oë kyk, hoor. Ek het al vir julle te vertel. Nou kyk ek dit weer in die oë. Maar the fuck. Nie my wil nie. God se wil sal geskied, nie my wil nie. Ek moet net die regte dinge doen. En maak nie saak hoeveel teenkanting ek kry nie en whatever nie. Ek hou net op die spoor. En julle moet vanoggend, ek gaan nou klaar maak, hoor. Julle moet vanoggend mooi dink oor wat ek sê. Eerste julle manne, fok, sien hy 40 vir wat hy is. 'n Pottel. Kom deur die bloody pottel. As jy dit in 'n brug verander wat afbrand, is dit jou fucking saak. Jy daai besluit te geneem. Tweede ding is, vergeet hierdie fucking droom, wet dream van die boervolk. Daar's nie so 'n fucking ding in Suid-Afrika nie. Ons is die boertribe van die Steiderland en hierdie tribe bestaan uit 'n klomp clans. En party van daai fucking clans kan wil niks van mekaar weet nie. Hulle is almal boere, maar hulle wil fokol van mekaar weet. Dis die facts. Deal with the facts, not the fucking fantasies. Hierdie ouens wat hierdie fantasy van die boervolk in julle probeer gekoop, hulle wil op hy fucking volksraad sit. Hulle wil die leier wees, die man in die brein pak. Dis wat hulle is almal net vir fucking posisies. Dit moet julle verstaan. Ons is nie so gemaak nie. God het ons nie so gemaak nie. Maar ons moet streef daarna om geesgevuld te raak. En dan deel te vorm van God se geestelike netwerk. En daai netwerk is sy volk. En daai volk bestaan uit 'n klomp tribes. Moenie dit vergeet nie. Moenie dit vergeet nie. Ek het nou regtig nie beplan om hierdie pad te loop vanmôre nie, maar nou ja. Jesus, met daai kaptein het my gisterand weer uitgekak omdat ek aan die kans gegee het om vir julle Kobai te sê nie. Jy weet, in elk geval. Ek sal dit ook oorleef. Ons Sondag kaptein Sonja, ons ek gaan nou maar Sonja noem van nou af. Sy sê, dankie, dit was 'n lekker flight, maar julle moet nou vaststrap sy clearance kry vir landing. En sy sê, dit was 'n lekker flight gewees. Sy het nie eintlik mooi geweet waarom te gaan nie, toe vlieg sy maar net reg rondom die aarde. In elk geval. Die meisies gaan nou kom en help dat julle almal gemaklik raak en so. En hulle sê, daar is doggy bags, hoor, so julle kan maar vra vir doggy bags as julle wil hê. Nou ja, my groot uitdaging nou moet ek nou kyk na 'n videoetjie wat ek vir ons kan kry, wat nou by die dag aanpas, net hier deur die chat kyk, dat ek nou nie serieus goed mis nie. Ja, maar Jan, hy sal sê, in China hang hulle die mense wat berig, hulle hang hulle nie, hulle skiet hulle dood voor 'n vuurpeloton, hoor. En nou het hulle 'n nuwe ding daar. Word skuldig bevind, kry doodsvonnis, en dan stel hulle die vonnis uit vir 2 jaar. Jy het nie kans om te appeleer of fokol nie. Jy moet nou maar net wag vir daai fucking dag wat hulle jou kom haal. Yes, like. Dis evil, maar dit fokol werklik het vir my. Annika Grobler sê, sy die pad van die groot see geloop. Dit verander jou. Ja, ek het op fucking die ding 2 keer gevat. Shit. My ma het my so gesê toe ek jong was. Sy sê, jy wil altyd alles in 2. Jy gaan nog eendag 2 vrouens ook hê. Ek jy, maar dit gaan nie werk. Dit sal lekker wees, maar fok, ek weet nie of dit gaan werk nie, hoor. Ja, Billy sê, ons is die ember wat gaan oorbly van die weste. Hoorie Billy, ek wil net vir jou sê, papa, jy moet nie Rusland uit jou oë verloor nie, hoor.
Ek sê weer, as jy 'n wit, blanke Christen is, van al die lande op die aarde, is die veiligste plek vir jou is in Rusland hoor. Ja, Kobus, jy is reg oor hierdie boer-Afrikaner. Ek wil van die Afrikaners fokol weet, man. Flatfryer ons sê, lanklaas geluister, hallo hier uit noordooste van Australië. Terwyl ek van Australië praat, ek moet net vir julle sê, julle het nou my e-posadres gesien. Daar is 'n boer in Australië, wat 'n moerse groot plaas het. En hy is bereid om Suid-Afrikaners te help, wat wil Australië toekom. Hy kan nou nie soos Trump wel fucking al die gedoen het Trump vir die vlugtelinge gedoen het nie. Maar hierdie ou het 'n landing spot vir boere gesinne. Hy het net hulle hoef niks met die plaas te doen nie, fokol, hy wil net die natuur respekteer. So as jy belangstel om te fokol vir Australië toe, stuur vir my 'n e-pos na my skietmaaks@ppol.co.za en sit jou kontakbesonderhede daarin, dan sal ek die persoon wat my gekontak het, dit aanpas na haar toe. Sy bly in Australië, en sy sal dit na die boer te aanpas, en dan kan julle maar begin met gesels onder mekaar. So daar is 'n opsie vir die ouens wat wil laat spat Australië toe hoor. Nou ja, julle moet lekker dink oor vandag. Geniet die dag, en verstaan net mooi. Sit maar die ek daar in 'n fucking kassie, en haal die ons uit, en begin soek vir jou onse. Dis al wat jy kan doen. Want ek gaan nie fucking oorleef nie. Die ek gaan dit nie maak nie. Die ons het 'n kans. En ek sê vir julle hard en duidelik. Jesus gaan nou baie ouens wat hoog die bliksem in wees vir my woord. Maar sê vir julle hard en duidelik. Kom weg van hierdie boervolk storie. Daai kite gaan nie vlieg nie. Daai kite gaan nie vlieg nie. En verstaan. Ons sal moet saam staan op daai Salos en Moerlampoer beginsel ding. Klomp onsies gaan dit maak. Een ek of 1 miljoen ekke gaan dit fucking nie maak nie. Dink daaroor. Ja, ek gaan vir julle hierdie wys. Hier is ons voorsate, se vrouens, die maas van die toekoms. Hier is hulle. Manne en vroue, daar pomp goeie bloed in ons are. Let's make them proud. Hierdie daar sê ek nou vir julle, die ou storie, kyk in, kyk op, kyk rond. Sien julle vanaand as alles goed gaan. Boerieman uit.